Goeiemôre gemeente. En ook hartlik welkom vanoggend aan al die besoekers onder ons. In die woorde van Psalm 121 roep ons Here aan, verklaar ons afhanklikheid. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. En dan antwoord hy ons met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing dan vir ons Here, ons loof hom vir sy seën. In skrifbereiding 60, en daarvan gaan ons die eerste 3 verse saam sing. Saam met die kerk, dwars deur die eeue, bely ons nou ons kosbare geloof. Ons doen dit aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons God en Koning antwoord ons dan nou deur sy wet vir ons voor te hou. Daarom luister ons na die wet van die Here vanuit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê:
Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die Here herinner ons nie net aan riglyne vir ons lewe wanneer hy sy wet vir ons voorhou nie. Hy herinner ons ook aan sy gesag, sy heerskappy. En dan herinner hy en wys hy ons ook na sy genade. Want ons weet dat hoe veel ons hart ook kan brand vir hom en vir sy weë ons misluk en sondig. En so stuur hy ons keer op keer terug na sy genade. En daarvan sing ons dan die heerskappy van die Here en sy genade. In Psalm 99 sing ons God die Heer regeer, beef o volke, eer die God wat troon waar die gerubs woon, wat in Israel sy gerig bestel. Aarde en al wat lewe, laat dit voor hom bewe. En dan sing ons ook vers 5. By U, Here, is daar vergifnis. Ook al het U trou nie hul straf weerhou. Loof, verhef die Heer, werp jou voor hom neer, bring hom roem en ere, heilig is die Here. Psalm 99 en daarvan vers 1 en 5. Saam. Ons almagtige God, U wat heers en regeer nou en tot in ewigheid, en ons barmhartige Vader.
Dis deur u goedertierenheid dat ons nog lewe, u barmhartighede is nuut elke môre. Vanoggend getuig ons opnuut weer daarvan. Dankie dat ons as broers en susters, as u eie liggaam en so lede van mekaar, so voor u kan kom. U heilige en tog genadige troon. Nou mag ons liefde vir u en liefde vir mekaar deur ons saamkom verdiep. Mag dit versterk word, mag dit versoet word. Tot u heerlikheid en tot ons heil. Dis juis wanneer ons so saamkom voor u in u heilige teenwoordigheid en die woorde van u wet hoor, dat ons herinner en verkoop word om na ons Here Jesus Christus te vlug. Prys u vir hom. U heiligheid, u trou, het die straf op ons sondes nie weerhou nie. Nee, dit is gevel, dit is uitgedien, maar dit het neergekom op hom en nie op ons nie. Prys u vir die genade in ons Here Jesus Christus. Want ons bely dat deur die wet ons skuld en ons skande oop en bloot voor u lê. Ons weet, u kyk na ons lewe, dag vir dag. U sien ons sonde, waar ons versuim om te doen wat ons behoort te doen en gou is om te doen wat ons nie moet nie. U sien hoe klein ons geloof is en hoe maklik ons twyfel. U sien hoe min ons liefde is en hoe gereeld ons ander dinge liewer kry as u. U sien ons, al ons gebrokenheid en swakheid. En daarom opnuut weer vlug ons na ons Here Jesus Christus. Vergewe ons in hom, sien ons altyd net in hom, gewas met sy bloed, beklee met sy geregtigheid. Waar ons vanoggend vanuit u woord wil kyk en luister na sy woorde en dade, wil u ons deur u gees lig en insig gee. Help ons in ons swakheid om te verstaan wat u openbaar, en mag dit wat ons sien dan ons gedagtes, ons harte, ons ganse lewens vorm. U het ons nuut gemaak sodat ons smag en verlang daarna om in u weë te wandel, om u dieper te ken. Versadig dan nou deur u woord daardie smagting. Barmhartige Vader, ons wil ook ons geliefdes wat swaar kry en deur die vuur van beproewing vandag gaan aan u opdra. U ken elke een van u kinders se sorge en seer beter as wat ons ooit nou hier kan noem. Mag hulle u troos en u nabyheid ervaar. Ons bid nie hoofsaaklik vir uitkoms nie. Ons bid tog vir uitkoms. Ons bid tog dat u verligting sal gee op u bepaalde tyd. Maar meer as dit bid ons vir u genade en u troos oor hulle. Mag hulle wat ly, en wat ook al rede, al krag en versadiging in u en u liefde vir hulle vind. Mag hulle harte op u en u getrouheid vertrou. Mag hulle deur hierdie beproewing groei in hulle wandeling met u en die soetheid daarvan ervaar. Ons bid in die besonder vanoggend vir oom broer Ben en suster Louise van der Walt. U het met Ben se gesondheid 'n groot las en 'n beproewing op hulle pad gelê. Maar u in u goedheid en trou is hulle naby. Wanneer hulle die vallei van doodskade weer binnegaan, is dit u stok en dit is u staf wat hulle troos is. Mag hulle dan rus vind in u. Laasens ook ons gemeente aan u opdra. Dankie vir ons gemeente, ons broers en susters, die gawes wat u gee. Ons seën ons, vermaan en bekeer ons waar ons misluk, versterk en bemoedig ons waar ons goed doen. En alles bewaar ons tog. Bewaar ons eenheid, ons liefde vir mekaar en bo alles ons liefde vir u. Bewaar ons dat ons einduit getrou sal bly aan u en u woord.
mag ons as gemeente tot U lof en heerlikheid wees. Waar ons vanoggend weer aan die tafel mag sit, o versterk en verseker ons deur U heilige sakrament. Mag ons die liggaam en bloed, die offer van Jesus so seker ken en ervaar soos wat ons die brood en die wyn gebruik. Verhoor ons dan, Vader, ter wille van U geliefde Seun, ons Here, Jesus Christus. Amen. Voordat ons saam luister na ons Here se woord, ons sing vir ons Here uit Psalm 40. Psalm 40 sing ons juis oor die groot en wonderlike dade van die Here. En ons sing van die kosbaarheid daarvan, en dis presies wat ons gaan sien in sy woord. Die kosbare, kragtige, onbegryplike dade van ons Here. Psalm 40, vers 3 en vers 4. Julle kan saam met my oopmaak by Johannes 13. Die nagmaal wat ons vanoggend weer vier, is ingestel deur ons Here Jesus Christus in die bovertrek die aand voor sy kruisiging. Al 4 evangelies vervind ons hierdie verhaal, elke een belig en beklemtoon iets anders. Matteus, Markus, Lukas, hulle vertel van die instelling self, hoe Jesus brood en wyn geneem het en dit gebreek en geskink het en aan sy disippels bedien het met die woorde, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, dit is my bloed wat vir julle gestort word, ontvang dit ook so. Maar Lukas en Johannes beklemtoon vir ons unieke aspekte van hierdie aand. Lukas skets vir ons die agtergrond van wat onderling aan die gang was met die oploop tot daardie aand. Die disippels het gestry onder mekaar. Wie is die grootste? Wie is die belangrikste onder ons klomp? En die Here het hulle so geantwoord. Die konings van die nasies heers oor hulle, en die wat gesag voer oor hulle word weldoeners genoem. Maar so moet julle nie wees nie. Maar die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie 'n leier is, soos een wat dien. Want, wie is groter, die een wat aan tafel is of die een wat dien? Is dit nie hy wat aan tafel is nie? Maar ek is onder julle, soos een wat dien. Johannes dan vir ons gee, sy wys vir ons hoe dit gebeur.
Hy wys die waarheid, die uitlewing van presies hierdie woorde, is juis wat gebeur, ons Here Jesus wat dien. Ons luister dan saam na ons Here se woord vanuit Johannes hoofstuk 13, daarvan vers 1 tot 20. En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wis dat sy uur gekom het, en dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad tot die einde toe. En gedurende die maaltyd, die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai, het Jesus, omdat hy wis dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God uitgegaan het en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan en sy boklere uitgetrek, en 'n doek geneem, en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi, en die voete van die disippels begin was, en afdroog met die doek wat hy omgehad het. Hy kom toe by Simon Petrus, en die sê vir hom, Here, gaan u my voete was? Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê vir hom, u sal my voete in der ewigheid nie was nie. Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Simon Petrus sê vir hom, Here, nie net die voete nie, maar ook die hande en die hoof. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie. Maar is heeltemal rein, en julle is rein, maar nie almal nie. Want hy het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie. Toe hy dan hulle voete gewas en sy boklere geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek dan, die Here en die meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee om, net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar, ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. Ek spreek nie van julle almal nie, ek weet wie ek uitverkies het. Maar dat die skrif vervul kan word, hy wat saam met my brood eet, het sy hakskeen teen my opgelig. Van nou af sê ek dit aan julle, voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat dit ek is. Voorwaar, ek sê vir julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Tot sover. Omdat jou verlossing, jou verhouding met God, jou ewige lewe gegrond is op, en bewerk is deur en afhanklik is van niks anders as die koning van die konings, Jesus Christus wat neerbuig en jou dien nie, kan jou lewe niks anders wees as 'n vreugdevolle, nederige dien van mekaar nie. Hoor weer, omdat jou verlossing en jou verhouding met God, jou ewige lewe, gegrond is op, bewerk is deur en afhanklik is van niks anders as die koning van die konings, ons Here Jesus Christus, wat neerbuig en jou dien nie, kan jou lewe niks anders as 'n vreugdevolle, nederige diens van mekaar word nie. Wat hierdie teks vir ons voorhou en wat ons hier gaan sien, is hierdie vraag, begryp jy hoe jou verlossing en jou lewe gegrond is op niks binne in jouself nie, maar op die koning se genade alleen. Hoe dat hierdie ewige God en koning sy bookleed uitgetrek het en jou gedien en gewas het met sy bloed. Dis waarop alles gegrond is. Sien jy dit? Ken jy dit? Is jy elke dag besig om in hierdie genade en diens van Christus te lewe? Is jy altyd besig om net by hom reiniging te soek? Nêrens binne jouself nie. Dag vir dag
En het jy die onbegryplike heerlikheid so geproef van hierdie genade van jou koning, dat dit jou van jou troon afgooi? En dat dit jou 'n diensknegt maak teenoor ander, vol vreugde en sekerheid. Dis die kort voor die Pasgafees. Jesus is saam met sy disippels 'n laaste maal aan 'n aardse tafel. Vir die disippels nog 'n nag, nog 'n maaltyd. Vir ons Here Jesus die aand waarin hy deur sy eie verraai sal word. Die aand waarin hy sal bloed sweet. Die aand waarin hy verlaat sal word en binne ure veroordeel en gekruisig sal word. Sy disippels boonop stry nog onder mekaar op hierdie aand. Wie's belangrikste onder ons? Wie van ons het meer eer, meer gesag, moet meer erken en gedien word, 'n belangriker posisie onder ons klomp? Wie? Hierdie stryery het goed moontlik ontstaan omdat die disippels geweet het, ons gaan nou saam met ons Here gaan eet. Hy het ons bestel soontoe. En volgens gebruik word die voete gewas van elkeen wat aan tafel sit deur 'n slaaf. Ons het nie 'n slaaf saam ons nie. Ons gaan alleen by ons Here eet. Wie gaan dit doen? Wie gaan die slawediens verrig onder ons? Wie gaan toegee dat hy die onbelangrikste, die kleinste onder ons is? En dit is hier waar ons koning, die ewige koning van hemel en aarde, Jesus Christus, waar hy sy gesag en krag laat skitter, tot sy heerlikheid en tot ons saligheid. Hy self staan op, die ewige koning, hy beklee homself as 'n diensknegt, en hy begin die voete was van die disippels. Staan in verbasing oor dit en ons moet. En dan vra ons, wat was in ons Here se gedagtes? Wat was in sy hart gewees, in sy kop, toe hy hierdie gedoen het? Wat is aan die gang hier? En vers 1 tot 3 vertel ons, hy het geweet wie hy is. Hy het geweet, hy is die ewige seun van God, wie se uur nou gekom het. Hy het geweet wat vir hom voorlê, waarheen hy gaan. Hy gaan terug na die Vader in heerlikheid. Hy het geweet wat hy het. Alle dinge is deur die Vader in sy hande gegee. Hy het geweet dus, hy is die grootste, belangrikste, heerlikste, gesagvolste een, nie net in daai bovertrek nie, maar in die ganse skepping. En dan sien ons die wonder. Hy toon daardie krag, daardie gesag, daardie heerlikheid. Nie deur sy disippels of selfs engele te beveel en te kry om hom te kom bedien nie, maar om deur self te dien. Dis die God en die koning aan wie jy as Christen behoort. Dit alleen moet ons stom laat staan. Hy beklee homself as 'n slaaf, nie ten spyte van sy kroon nie, dit is sy kroon. Dit is die heerlikheid wat hy vir homself vat. Hy is so vol, so versadig, so magtig, hy het nie nodig dat jy hom dien nie. Hy het dit nie nodig nie. Hy, die bron en fontein van die lewe. Jou verlossing, jou ewige lewe, jou verhouding met God is nie die gevolg van of gegrond op jou diensbaarheid aan hom of aan sy kerk nie. Nie gegrond op jou toewyding, jou getrouheid. Nee, dit is gegrond en die gevolg van jou koning se diensbaarheid. Alles van geestelike waarde in jou lewe. Die kosbaarste, belangrikste deel van jou lewe, dit wat vir ewig gaan bestaan in die lot daarvan, is nie gegrond op jou diensbaarheid nie. Dit is gegrond op die koningssin. Dis die evangelie. Dis waarom ons die evangelie nou al vir duisende jare besing. Jy kan nie jou weg in die hemel of in God se hart indien nie. Hou op probeer. Jou koning, hy het 'n lewe geleef van volmaakte gehoorsaamheid, die een wat van jou vereis word, maar wat jy nie kan regkry nie. Hy het aan die kruis
sy bloed gestort en die helse straf vir jou sonde op sy eie liggaam en siel geneem, sodat jy nie hoef nie, alhoewel jy moet. En dit word opgesom dan deur die skrif in hierdie woorde, jy is gewas met die bloed van Christus, soos van 'n lam, kosbaar en vlekkeloos. Op grond daarvan, dit wat Christus gedoen het, staan ek nou skoon voor God, heilig, verlos, gered, goed genoeg. Hier lê jou saligheid, hier lê jou hoop, nêrens anders nie. Wie is dit dan? As ons so na die evangelie kyk, as ons die evangelie so in ons gedagtes en ons harte vashou, wie is dit dan wat wie dien? Wie is dit wat dien en getrou is en opoffer en gee vir jou om hierdie saligheid en redding te hê? Nie jy nie. Nie jy nie. O die ondraagbare las, as jy gaan probeer om jou verlossing en jou verhouding met God te bereik of te behou deur jou getroue en ywerige diens. Kan nooit goed genoeg wees nie, nooit eerlik genoeg nie, nooit skoon en rein genoeg nie, en jy weet dit. Daarom die worsteling van so baie waar hulle nie kan slaap nie, omdat hulle God se afguns oor hulle voel en nooit seker kan wees of hulle goed genoeg doen nie. Laat staan jou poging om jou saligheid te verseker met jou eie diens. Die evangelie is juis wat ons Here hier in ons teks doen. Dit is Christus wat jou was, nie jy hom nie. Wat ons koning dan vir ons vanoggend aan sy tafel sê, is nie dien my deur te kom aansit nie. Hy is juis besig om ons weer daarop te wys dat ons lewe nie gegrond en berus is op ons eie diens nie. Nie ons nie, maar syne. Sy liggaam en bloed is gegee vir ons, nie ons sin vir hom nie. Daarom bely ons in die formulier wat ons ook later gaan lees in die Psalmboek, wanneer ons die nagmaal gaan bedien, dat ons saligheid buite onsself in Christus soek. Daai sinnetjie, wat beteken dit? Dit beteken wanneer ek dink, wanneer ek worstel, wanneer ek stoei, gaan ek vir ewig in pyn en ellende of in vreugde en saligheid wees, is die ding waarna ek kyk. Niks binne my, nie vir 'n oomblik nie. Kyk na Christus. Ek soek dit by hom, sy diens. Hy wat my was. En as die vraag, is dit hoe jy na die tafel toe kom? Deur te sê vir die Here, hierdie is al wat ek het. Al hoop, al kans, al lewe, dat U my was. Dat ek gewas word deur die bloed van die lam. Broer en suster, dis waarvoor die tafel is. Die Here is besig om die disippels se voete te was en kom by Simon Petrus. En daar's weerstand. Here, gaan U my voete was? En mens kan in 'n sin hierdie protes van Petrus tog verstaan. Johannes die Doper, toe hy vir Christus sê, hy uitgeroep, hy wat na my kom is groter as ek, wie se sandale ek nie waardig is om los te maak nie. As mens behoort daar iets van hierdie skok en verwarring in jou hart te wees. As jy in daai vertrek sou wees en sien hoe ons Here Jesus in slawedrag met die skottel rondloop en die disippels se voete was. Want jy ken hom. Jy weet, hy is nie die liewe Jesus van die kinderbybel nie, hy is die ewige almagtige God. Die een wat is, wat was, wat kom. Hy het mens geword, hy het onder ons kom woon, maar hy was nog nooit ons gelyke nie. Dit is hy voor wie, wanneer die mense hom in sy heerlikheid sien, hulle neerval op hulle aangesig op die grond. Ek is nie waardig om my oë op te slaan na hom nie, en sal hy my vuil, onrein voete was. Daarom, en ons kan insien dan, roep Petrus, U sal in der ewigheid nie my voete was nie.
Ek moet gelukkig genoeg wees om so geseënd te wees om u voete te was. U sal in der ewigheid nie my voete was nie. Hoor ons Here Jesus se antwoord, vol ontferming, vol geduld. As ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Dan is jy nie 'n Christen nie, dan het jy nie deel aan Christus in die ewige lewe nie. Indien jy nie vuil oorgelaat voor hom kom, om deur sy bloed gewas te word nie. Jy het nie deel aan hom, indien jy probeer om jou weg in die hemel in te bereik, deur hom te was nie, deur hom te dien nie. Hy sê nie, kom na my, en wees reg om te werk, om jouself waardig te bewys. Nee, hy sê, kom, o almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom, koop sonder geld, sonder prys, wyn en melk. En Petrus verstaan iets hiervan. Dit tref hom soos 'n weerligstraal. Hy sien die paradys se deure vir hom oopswaai. Ek hoef nie goed genoeg te wees of genoeg te doen vir die Here nie. Moet net gewas word deur hom. Sonder dat ek dit verdien of iets doen. Hy sien hoe hy net aan Christus kan behoort op Christus se eie terme. Dit is om leeg en vuil na hom toe te kom met niks en deur hom gewas te word. Dan antwoord hy haastig, Here, nie net die voete nie, maar ook die hande en die hoof. Broer en suster, die belangrikste vraag wat ek kan vra van hierdie kansel af, het jy al so vir die Here gekom? Wanneer jy al gekom voor die Here waar jy die evangelie verstaan, waar jy dan uitroep, ek het nie net 'n bietjie genade en hulp nodig nie, ek het alles nodig. Ek is onrein en vuil en kan niks daaraan doen of daarvoor bied nie. Uit vrye genade, uit u vrye welbehae, net omdat u wil, moet u my was. Al kans wat ek het. Petrus is reg om hierdie reaksie te hê. Maar wat ons sien, wat ons Here hier doen, is hy is besig om vir Petrus verder te vat, om dieper te vat, om nog meer te leer. Daarom in vers 10 antwoord Jesus vir hom, vers 10, Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein, en julle is rein. Hiermee sê hy vir Petrus, julle is reeds deur my gewas. Julle is reeds rein. Die dag wat jy geglo het en my begin volg het, het ek julle eens vir altyd afgewas van die skuld en die sonde wat op jou siel lê. Jy skoon. Is reeds afgehandel, julle is reeds rein, sonder dat julle enigiets daarvoor gedoen het. Julle het nie nodig om weer in totaliteit gewas en vergewe te word nie. Julle is reeds vergewe. Maar julle het nodig om dag vir dag in hierdie vergifnis, in die gemeenskap met my, wat hierdie vergifnis, my bloed vir jou bied, jy dag vir dag nodig om daarin te wandel. Dag vir dag nodig om daaruit te drink. En dis die hart van ons heiligmaking. Oorweeg die beeld wat ons Here Jesus gebruik. Persoon is op pad na 'n maaltyd toe. Hy bad voor hy gaan en hy word skoon. Hy is nou rein, hy is nou skoon. Op pad maaltyd toe loop hy 'n grondpad. Stof, modder, mis, klou aan sy voete. En wanneer hy by die maaltyd kom en aan tafel wil gaan sit, is sy voete vuil. Al wat hy dan nodig het, is slegs dat die voete gewas word. Dis jou lewe hier op aarde, jy wat in Christus glo, jy wat gewas is deur sy bloed alreeds. Elke dag. Ons is gewas deur Christus in sy bloed, die onreinheid en skuld van ons sonde, dit wat skeiding gemaak het tussen ons en God,
is eens en vir altyd weg. Maar ons loop nog in hierdie wêreld. Ons loop nog in hierdie wêreld waar sonde, swakheid, die sorge van hierdie lewe aan ons voete klou en dit vuil maak. En hoewel ons steeds in Christus rein is, ervaar ons dit nie altyd nie. Ons ervaar nie daardie reinheid van ons nie, want ons kyk vir ons voete en ons sien die vuilheid daarvan. Ons gewete lê swaar op ons gemeenskap en vrymoedigheid met die Here word verdof. Ons het vrye toegang, maar ons ervaar dit nie. Ons voel skuldig, ons voel ver, ons voel vuil. En daarom moet ons dag vir dag ons voete by die Here laat reinig. Elke dag by die Here sit. Ons sonde en skuld bely, ons laste en sorge op hom werp. Dis nie 'n opdrag wat jy al hoe beter moet begin regkry om stil te word by die Here dag vir dag nie. Dis nie jy wat hom dien deur by hom te sit nie. Deur jy wat na hom toe vlug nie. Elke dag, dis nie jy wat hom dien nie. Dis jy wat na hom toe gaan dat hy jou die voete was. Om by hom die sekerheid, die versterking van jou reinheid te ontvang, om by hom te sit en opnuut weer te drink uit daardie fontein uit, jy's skoon, onthou dit, jy's rein. As jy jouself weerhou van daardie fontein af, gaan jy dors kry. Die tafel van ons Here is een van die vernaamste en kosbaarste plekke waar ons juis hierdie doen. Ons sit nie hier om te dien nie, maar om gedien te word. Ons word hier opnuut versterk, herinner, verseker, dat ons rein is voor God, gewas deur sy bloed. Ek laasens saam met my na Jesus se opdrag, wat nou vloei uit hierdie onbeskryflike waarheid van ons Here. Vers 12 tot 17. Toe hy dan hulle voete gewas het en sy boklere geneem het, gaan hy weer aan die tafel en sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here en julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en die meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee om, net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy Heer nie, en 'n gesant ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. Ons Here vra dieselfde vraag vanoggend vir ons. Nou ons gewas het, verstaan jy wat ek aan jou gedoen het? Indien hierdie wassing deur die Here Jesus met jou gebeur het, het jy 'n opdrag. Maak jy net so. Julle is verplig om mekaar se voete te was. Die disippels stry oor wie's die belangrikste. Wie moet die meeste gedien word? Wie moet die minste diens verrig? En met woord en daad verklaar Jesus dan, dis nie hoe dit werk in my koninkryk nie. Laat die van julle met die meeste gesag, die beste gawes, die meeste eer, die hoogste posisie, juis die wees wat die diepste neerbuig en dien. Waarom? Want ek is onder julle as die Here en Meester. Ek oortref almal in belang en eer en gesag, en is ek wat die diepste neerbuig, die meeste dien, sê die Here, die duurste diens verrig. As ek die Meester myself dan onder julle gestel het, en julle gedien het, gaan jy dan teenoor jou broer op jou troon bly sit. As die belangrikste persoon, die koning van die konings, neerbuig en die voete was
met sy bloed van jou broer of jou suster, gaan jy jouself verhef teenoor hulle. Is jy dalk meer as die koning, meer as die een wat jou gestuur het? Dis ons Here se antwoord. Nou weeg verder gronde vir hierdie opdrag. Nou wat het aanleiding gegee in vers 1 tot ons Here Jesus vir die disippels so dien? Hy het gekyk en hy het gesien hoe die Vader alles in sy hande gegee het. Hy het nie nodig om homself te bewys, te vestig, te versterk, sy posisie in te neem en erken te laat word deur die mense nie. Alles is in sy hande gegee. So ook vir jou broer en suster, jy is deur die geloof een met Christus. Jy het hom. Jy sal eendag saam met hom regeer en oordeel, saam met hom op sy troon sit. Jy het nie nodig om jou eer en gesag en mag te vestig en jouself bo ander te stel. Geestelike volwassenheid en groei word gesien nie in hoe hoog en hoe geestelik jy kan wees onder jou broers nie en jou susters nie. En wat hulle van jou dink nie. Dit word gesien in jou laagheid. Jou diensbaarheid. Jy is gewas. Daagliks word jou voete gewas. Word daardie krenk in die gemeenskap wat jy ervaar met die Here herstel. Jy het loutere genade nodig, omdat jy gedurig misluk. En Christus gee dit vir jou. Daardie feit moet jou laag bring. Een wat homself en sy belangrikheid wil verhef, verstaan nie hoe ons juis laag gebring word, wanneer die koning moet afbuk om ons te was, anders het ons geen kans nie. Prakties dan. Klim van jou troontjie af. Verlaat jou selfbelang en selfverheffing. Hou op aanstoot neem, wanneer jy voel, oor die kleinste ding, jy is nie reg hanteer nie, jou waardigheid is nie erken nie. Gesprek met een van ons broers oor die teks, het hy opmerking gemaak, dat sommige mense het sulke lang geestelike tone, jy kan hulle nie mistrap nie. Dis juist die teendeel van wat ons Here hier leer. En nie jy werklik verstaan wat ons Here Jesus hier doen, vir jou gedoen het, steeds vir jou doen, sal jy laag gebring word. En kan jy nie anders as om te dien nie. Wanneer ons aan die tafel aansit, dan sien ons die ewige koning, aan wie die tafel behoort. Sien hom in sy heerlikheid, sy majesteit en sy krag en sy gesag. Maar ons sien hom ook, die dienskneg en slawedrag. Ons sit aan die tafel van ons profeet, priester en koning. As profeet verkondig hy hier aan ons, my koninkryk is nie soos die aardse nie. Jy word nie genooi na my tafel om my te was nie, maar juis om deur my gewas en gedien te word. Ek is nie die een wat behoefte het nie, jy is. As priester gee hy nie net vir my die offer wat die ewige lewe vir my verseker nie, soos wat 'n priester die offer vir my bring. Hy self is daar die offer wat vir my die ewige lewe verseker. Hy self is die offer wat ek deur die brood en wyn, sy liggaam en bloed ontvang. As koning lei en versterk en leer hy my dan hier aan tafel, deur sy woord, deur sy gees, om dag vir dag met hom te lewe, in gemeenskap met hom, die vervreemding wat ek ervaar in my verhouding met hom weens my sonde en my gebrokenheid, om dit na hom toe te bring vir herstel, en om dan ander lief te hê, soos hy die koning my lief gehad het, en hulle te dien. Amen. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie weer met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U die eniggebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes.
ons dankie vir die ware geloof, waardeur ons deel kry aan die offer van u Seun. Ons bid u, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Ons gaan nou saam sing met Psalm 134, die seënbede, en dit is 'n kosbare psalm, waar ons weer bidend sing. Bidend die Here se seën vra, die Here se seën sing. Psalm 134 vers 3 en vers 4, waar ons dan in vers 4 sing, laat Heer u seën op ons daal, ons as gemeente en ook elkeen persoonlik. Psalm 134 vers 3 en 4. Bidend sing ons om die Here se seën, en ons Here antwoord ons ook. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.